Dis 8 uur, volgens my horlosie. Welkom in Nagrus. Vanaand is daar nie die gewone gebeier van die kerkklok nie. Die nuwe bokdrol spoegkampioen Bertus de Bruin, Nagrus se eie Speedkop, het ongestoord 'n gevriesde springbokdrol so hard gespoeg dat hy deur die kerkklok se gesig is en tussen die ratte te ruste gekom het. Niemand kon hom dit nadoen nie en hy is die onbetwiste kampioen. Dis blykbaar baie koeler in die kerktoring as buite, want daai bokdrol het nog nie gesmeld nie. Dominee het gesê dat hy 'n tegnikus van Springbok sal laat inkom as die klok teen Maandag nog nie loop nie. Dan moet iemand nog al daai trappe klim om die horlosie se tyd reg te stel sodra die ratte weer draai. Die vorige keer wat die kerkklok se horlosie se tyd gestel moes word, het klein Filies teen die toring uitgeklim aan die buitekant. Dit het gelyk of Spider-Man Nagrus kom besoek het. Maar ek dink nie Spider-Man het in sy lewe ooit so diep in die brandewynvat gekyk nie. As klein Filies net sy energie gebruik het om teen die toring uit te klim en nie om die hele Nagrus wakker te raas nie, sou hy dalk nie vir 3 dae bewusteloos in die hospitaal gelê het nie. Een van Oom Stoof se Hans hamels is deur Dominee van der Walt van Garries gekoop. Voor die hamel by die Vendisie Arena uitgejaag kon word na die handelstransaksie, het hy geboorte gegee in die arena. Die hamel was toe nie 'n hy nie, maar 'n sy. Oom Stoof wou dadelik meer geld vir die ooi en die lam hê, maar Dominee van der Walt het voet by stuk gehou dat Oom Stoof sy geld probeer steel het om 'n ooi en nie 'n hamel op 'n fondisie te sit nie. Dinge het amper hand uitgeruk tussen Oom Stoof en Dominee van der Walt, maar Josef het Oom Stoof tot bedaring gebring en vir Dominee van der Walt bedank dat hy bereid is om die saakie oor te sien. Dominee van der Walt is dus minus 'n hamel, maar daarom tog 'n ooi en lam ryker. Matrone het amper die koekverkoping gemis. Oom Koos is nog in die hospitaal en weier dat matrone naby hom kom. Hy wil ook nie die wond in sy lies, wat deur Tantryda se hoednaald veroorsaak is, laat toewerk nie. Hy sê die eerste steek was diep genoeg. Hy het niks verder nodig nie. Matrone het maar opgegee en vir oom Koos alleen in die hospitaal gelos, terwyl die res van ons bazaar hou. In sportnuus. Die Jukskei-wedstryd is uitgestel. Op 'n onverklaarbare manier het die waterkanne vir die wedstryd omgeruil geraak met 2 van meneer Benadi se witblitskanne. Oudergewoonte het al die spelers 'n slukkie water voor die wedstryd geneem. Toe die spelers van die onderskeie spanne hand om die lyf begin liefling sing, het mevrou Dominee besef dat iets eienaardigs aan die gang is. Veral toe beide Dominee Smit en Dominee van der Walt die koortjie hartstogtelik uit volle bors saamgesing het. Die 2 spanne is as beste vriende uitmekaar en die wedstryd is uitgestel tot verdere kennisgewing. Dominee Smit en Dominee van der Walt het mekaar soos ou vriende omhels voor Dominee van der Walt sy sitplek op die Garriesbus ingeneem het. Ek wonder hoe lank dit gaan hou. Melanie van Tandetti het vir Trixie van Tantryda vir 'n loopie gevat om haar blaas leeg te maak. Dis nou Trixie se blaas. Sy het vir klein Filies, Koos van Witsand, Petrus Wingnut en Stoffel van Langesand agterop Stoffel se bakkie gevind. Die menere was uitgepaas in mekaar se arms onder die bloedige son. Bertus, ons bokdrol spoegkampioen, het ingegryp en Stoffel se bakkie tot in Filies se motorhuis gery, waar hy dan ook agter op die bakkie geklim en uitgepaas het. Sommige inwoners gaan môre helse hangovers hê. Met die kanne witblits wat deur die Jukskei-spanne opgesyp is, was daar nie genoeg om tot laat onder die sterre te kuier nie. Almal is huis toe nadat die laaste roosterkoek verkoop en die laaste bok gelaai is. Dis hoekom ek vanaand kan uitsaai. Ai, ek is nog dood nigter. Doodse stilte heers oor die dorp na die bazaar. Selfs die krieke is stiller as gewoonlik. Niemand wil die 5 manne wakker maak wat nog steeds in mekaar se arms agterop Stoffel se bakkie hulle roes lê en afslaap nie. Dis salig. Ek gaan dan ook maar inkruip. Môre is die groot skoonmaak. 'n Soete nagrus.